Goeiedag aan al die onderwysers, baie welkom hierso, baie welkom aan al die beginner onderwysers. My naam is Melindy Heinz en ek wil graag vandag met julle gesels oor 6 belangrike aspekte wanneer dit kom by kurrikulumstudies. Soos ek klaar gesê het, welkom aan al die beginner onderwysers. Onderwys is 'n wonderlike en vervullende werk. Dit kom definitief maar met 'n paar uitdagings, maar dit is deur en deur die moeite werd. Dit is regtig 'n fantastiese beroep om te kies. As beginner onderwyser is daar 6 belangrike aspekte van kurrikulumstudies waarvan julle moet kennis neem en ek wil graag al 6 vinnig met julle bespreek. Kurrikulumhervorming sedert 1990 tot op hede, so van 1990 tot 2025, dit is 35 jaar, as my wiskunde my nie in die steek laat nie. So, in 1995 het ons van 'n apartheidsperspektief na 'n uitkomsgebaseerde perspektief beweeg. So daar was nie meer diskriminasie nie, daar was nie meer een rassegroep wat bo ander bevoordeel was nie. Eers 'n baie belangrike aspek of datum waarvan julle moet kennis neem. Daarna, in 2005, het die implementering van die hersiene nasionale kurrikulumverklaring vir die AOO-fase in werking getree. In 2011 is die KABV gefinaliseer en dit is wat ons nou nog in elke liewe klas, in elke liewe situasie en elke liewe staatskool sal gebruik, is die KABV. Is gefinaliseer en onderwysopleiding ten opsigte van die KABV het plaasgevind. So van 2011 af word alle onderwysers opgelei om die KABV te gebruik en om dit beter te verstaan. In 2014 het die KABV as deel van die kurrikulum in alle skole en grade in Suid-Afrika getree. En dit strek van graad RR regdeur tot en met matriek. Hierdie aspek is uiters belangrik omdat alle onderwysers moet besef dat die kurrikulum gedurig verander en onderwysers moet bereid wees om daarbey aan te pas. So gebruik ons die KABV, selfs die KABV verander elke jaar. En julle moet kennis neem dat julle moet bereid wees om aan te pas. Wat in 2025 gewerk het, gaan nie noodwendig in 2026 werk nie. En julle gaan gedurig daarbey moet aanpas. Reg, volgende het ons kurrikulumhervorming, marginaliseer leerders wat hulle nog verder benadeel. Die kurrikulumhervorming se doel was dat alle leerders gelyke toegang tot opvoeding moet kry. Soos julle kan sien, dit was definitief met die regte intensie bedoel, maar ongelukkig word leerders nog verder benadeel. Hoekom? Die kurrikulumhervorming kan ongelukkig veroorsaak dat al hoe meer leerders is wat benadeel word. Nou gaan nou vir julle voorbeelde gee. Die leerders word byvoorbeeld op die volgende maniere benadeel. Die klasse is oorvol en die onderwysers kan nie noodwendig individuele aandag aan elke student skenk nie. Nie alle leerders het toegang tot dieselfde hulpbronne nie. Vir my, ek is 'n hoërskoolonderwyseres en met 'n klas van 33 studente en 1 onderwyser, kom ek nie altyd by almal uit nie. Ek kan nie altyd die individuele aandag gee of noodwendig die aandag en hulp verleen wat nodig is nie. Ek is baie gelukkig dat bly in die stad met goeie hulpbronne, goeie infrastruktuur. Die skool waar ek werk is regtig goed en skoon en netjies. Ongelukkig is dit met plattelandse plaaskole nie altyd die geval nie. In my geval, ek het byvoorbeeld internet in my klaskamer, ek kan vir my leerders, enige tyd 'n YouTube video wys as ek moet, en dan weet ek met die armer skole is dit nie noodwendig altyd die geval waar hulle rekenaars en internet toegang het nie. Kurrikulumhervorming marginaliseer leerders wat hulle nog verder benadeel. Mpo en Ado noem dat een van die grootste probleme in die klaskamers is dat daar nie genoeg stoele en tafels vir alle leerders is nie. Vergewe my spelfout. Verder is daar so 'n groot verskil tussen leerders dat minder bevoorregte leerders dikwels uitgelag word. So baie leerders, en ek het dit in my persoonlike ervaring nie ook gesien, in die groot klasse is daar leerders wat sukkel met lees en leer, hoe om woorde reg uit te spreek, en dit maak hulle baie skaam en teruggetrokke, want hulle weet, hulle klasvriende gaan vir hulle lag. Ngobeni, Chimbano en Diwala noem ook dat daar leerders is wat elke dag ver moet reis om by die skool te kom. Dit kan hulle lewe in gevaar plaas en maak dat hulle meer uitgeput voel as ander leerders. Baie van my leerders, ek werk hier in die middestad in Pretoria, baie van my leerders kom van Soshanguve af, wat beteken hulle moet elke dag van Soshanguve af skool te kom in 'n taxi, dis 'n goeie 45 minute se ry en dan in die middag so huis toe gaan ook. Dit sit hulle lewe in gevaar, ja, want hulle is langer op die pad, maar ek dink dit maak hulle ook baie meer moeg. Soos net om alleen so verskriklik ver te reis, maak mens meer moeg en dit affekteer ook dan die leerder negatief.
Spesifieke ideologieë in kurrikulumontwikkeling, ongelykhede en diskriminasie van die verlede. Die doel is juist dat almal nou gelyk is, elke ras, geslag, kultuur, taal, alles word op 'n gelyke vlak gesit. Daar is nie een wat meer belangrik as die ander een is nie. Dit is die ideologie van hierdie kurrikulumontwikkeling, is dat nie een spesifieke groep mens bo 'n ander groep mens, geslag, ras, taal, kultuur bo 'n ander een gestel word nie. Die kurrikulum moet student gesentreerd wees, okay? So ons fokus spesifiek op die student. Wat gaan die beste wees vir die student en wat gaan die meeste waarde vir die student gee? Studente moet vir hulle self kan dink, okay? So onderwysers is nie mense wat met 'n teelepel sit en elke dag vir die leerders hulle happie kossies gee nie. Jy weet, ons leer hulle om vir hulle self te dink en krities te dink en vrae te vra en sodoende leer hulle. Beginneronderwysers moet hierdie ideologie verstaan om te besef dat lesplanne en inhoud altyd maksimum leer ten doel moet hê. Okay, so jy gaan daar wees om die studente te leer, maar hoe gaan jy maksimum leer verseker? Hoe gaan jy seker maak dat dit wat jy hulle leer, dat hulle dit hulle eie gaan maak? 'n Beplande kurrikulum kan nooit neutraal wees nie, okay? So daar gaan altyd iemand wees wat voordeel gaan trek bo 'n ander. Dit is ongelukkig net so. Die ideologie van totaal en alle gelykheid gaan net nooit werk nie. 'n Kurrikulum weerspieël altyd sekere normes, waardes en oortuigings. En selfs jy as onderwyser in die klas, ek is 'n Christen, ek glo in Jesus. Ek glo vas in Jesus en my waardes en my normes sal dit altyd in die klas weerspieël. As daar iets in 'n klas staan, ek het byvoorbeeld 'n rukkie terug, ek gee Afrikaans as vak, en het ek 'n begripstoets gelees van dinosourusse wat evolve, en nou kan ek nie aan die Afrikaanse woord dink nie, maar wat gevorder het van 'n dinosaurus tot 'n mens. Ek glo nie in evolusie nie, dis die woord. Ek glo nie in evolusie nie. En ek het dit vir die leerders so gesê, dit is absolute nonsens. 'n Dinosaurus het nie van 'n dinosaurus af ontwikkel in 'n mens nie, dis nie waar nie. En daar is my waardes en normes het dit ingekom en dit het gemaak dat die kurrikulum nie neutraal was nie, want ek het vir die leerders gesê, dit wat in hierdie kurrikulum staan, ek stem nie daarmee saam nie. Alle lesse en, dis die tweede punt nou, alle lesinhoude en die manier waarop dit aangebied word, is beïnvloed deur sekere faktore. Daarom kan die kurrikulum nooit neutraal wees nie, soos ek nou net gesê het. Selfs die KABV weerspieël sekere prioriteite bo ander. Die KABV dink soos Afrikaans en Engels en wiskunde en die verpligte vakke moet meer tyd en aandag geniet as enige ander vak. En ja, daarom kan die kurrikulum nooit neutraal wees nie. Die beginneronderwyser moet besef dat hy of sy ook bewuslik of onbewuslik hulle oortuigings en waardes aan hulle leerders gaan weerspieël. Soos ek gesê het, ek het vir hulle gesê, dis absolute nonsens dat dinosourusse ontwikkel het van die dinosaurus na 'n mens, en dit was doelbewus, en ek weet nie hoeveel keer het ek al onbewus my waardes en oortuigings aan die leerders weergegee nie. Maar dit gaan net altyd gebeur. Jy is 'n mens en natuurlik is jy jou eie mens en jou eie idees en oortuigings en dit gaan iewers ergens in jou les gaan dit weerspieël. Die huidige Suid-Afrikaanse skoolleerplan, die KABV, vanuit 'n leerder se verwysingsraamwerk, soos ons reeds gesê het, maksimum leer moet plaasvind. Die leerder moet regtig hierdie werk hulle eie kan maak. Hulle moet die beste daarvan verstaan en ja, net regtig verstaan wat daar aangaan en dit kan toepas. Die KABV bied duidelike riglyne van die leer wat moet plaasvind, asook die hoeveelheid tyd wat aan die inhoud spandeer moet word, maar hoe jy as onderwyser dit gaan aanbied, gaan afhang van jou. Die beginneronderwyser moet die inhoud van die KABV goed ken en volgens die riglyne van die KABV beplan, om seker te maak dat alle inligting aan die leerders oorgedra word. Nou, dit het al in die verlede gebeur, ek het dit by die skool gesien waar ek tans werk, waar onderwysers soveel tyd aan een spesifieke leerinhoud spandeer het, dat hulle nie by alles gekom het nie. Volg die riglyne van die KABV, maak seker jy volg die KABV se riglyne, maar maak dit jou eie. Die beginneronderwyser moet ook goeie tydsbeplanning hê, om seker te maak dat elke onderwerp in die regte hoeveelheid tyd onderrig word. So, in my geval, ek gee Afrikaans, taal moet byvoorbeeld 2 ure per week wees, maar poësie en letterkunde moet 4 ure per week tyd kry.
en dit is belangrik om daar rondom te beplan. Dit werk nie altyd so uit nie, partykeer moet ek langer aan 'n taalaspek aandag gee, want die kinders verstaan nie altyd wat ek probeer verduidelik nie, maar dit is oorwegend die idee en belangrik om by daai riglyn te hou, sover as wat dit moontlik is. Die waarde van die kurrikulumontwikkelingsproses en die belangrikheid van kommunikasie. Die onderwysers ken die leerders en die manier hoe hulle dink. Jy gaan jou leerders baie vinnig leer ken en hulle waardes en hulle oortuigings leer om daarbey aan te pas. Daarom is dit belangrik dat die onderwyser aktief betrokke moet wees by die kurrikulumontwikkelingsproses. Jy weet waarvan hulle hou, jy weet waarvan hulle nie hou nie. Weer eens kan ek self persoonlike storie gee van my leerders wat moes 'n boek lees hierdie jaar en dit is in Kaapse Afrikaans geskryf en Afrikaans is hulle tweede taal. Dit het net nie gewerk nie. Hulle het nie daarin belang gestel nie. Dit was 'n ander kultuur, ander storie, eintlik maar nie 'n ander taal nie, maar 'n vreemde taal, 'n vreemde Afrikaans waarna hulle nie gewoond is nie en hierdie boek het nie gewerk nie. So as ek volgende jaar betrokke kan wees by die kurrikulumontwikkelingsproses, sal ek definitief voorstel dat hulle 'n ander boek moet lees. Beginneronderwysers moet moontlik saam met meer ervare onderwysers leer hoe om 'n doeltreffende kurrikulumplan saam te stel. Okay, so, as beginneronderwyser, gaan sit by 'n onderwyser wat al 10, 15 jaar by 'n skool werk, kyk hoe hulle 'n kurrikulumplan opstel, maak notas en leer by hulle. Dit is die beste. Die beste manier om te leer is deur prakties. Kommunikasie is belangrik, want kommunikasie is die brug tussen probleme en effektiewe oplossings. As jy ontstel is oor 'n student se gedrag, oor die kurrikulumbeplanning, enigiets, die beste manier om daai probleem op te los is om daaroor te praat. Okay? Effektiewe oplossing, effektiewe kommunikasie, praat mooi, praat met mekaar, sorteer dit uit en dan gaan daar goeie oplossings kom. En dan hier is die bronne wat ek gebruik het vir die twee wat ek vroeër genoem het. En ja, baie dankie vir julle tyd. Ek hoop julle kon iets leer en sterkte. Ek hoop julle geniet dit om onderwysers te wees. Dit is die lekkerste werk ooit.